tu milis. Julle was pragtig. Liewe Frik, Ella, kinders, kleinkinders, familie. Tannie Susan Nolte kan beskryf word as 'n legende en 'n ikoon hier in Parys in ons gemeenskap. Deur baie jare het sy in haar persoon en as onderwyser op baie mense en skoolleerders haar besondere stempel afgedruk. Ons is ook bevoorreg as gemeente, Parys Suid gemeente, dat sy ook hier in ons gemeente 'n leidende rol gespeel het deur baie jare en vir ons gemeente geweldig baie beteken het. Daarom is dit ook vir ons 'n voorreg en is gepas dat ons ook van haar in ons gemeente vanmôre afskeid kan neem. Namens myself en die kerkraad van ons gemeente wil ons u almal hartlik welkom heet hier by hierdie diens en ons wil die familie verseker van ons voorbidding. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, uit u en deur u en tot u is alle dinge. Aan u kom toe die lof en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Here, ons staan voor u vanmôre in groot verwondering oor u goedheid en u liefde en oor die geduld en moeite wat u met ons doen deur al ons jare en vir die groot genade wat elke dag ons deel was en is. Ons dank u dat ons in tye soos hierdie waarin ons moet afskeid neem van iemand wat baie besonder en spesiaal is, dat ons ook kan vashou aan u, u wat die ewige is, van ewigheid tot ewigheid. Dankie Here Jesus, dat u vir ons aan die kruis ons sonde betaal het, en deur die allerheiligste van die hemel ingegaan het, waar u nou ook vir ons 'n anker is, waar ons vas aan geanker is, vir tyd en vir ewigheid. Dankie dat u vir ons die toekoms oopgemaak het. Dankie dat u vir ons die ewigheid oopgemaak het. Ons bid dat u ook vanmôre deur die woord met ons sal praat. In Jesus naam. Amen. Die woord van die Here, vriende, kom tot ons uit twee gedeeltes vanmôre. Jesaja 46 en ook Filippense 4. Jesaja 46 vers 3 en 4. Julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af en wat ek vasgehou het van dat julle daar is. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak en ek sal julle vashou. Julle dra en julle red. Ook dan Filippense 4 vers 4 tot 9. Wees bly in die Here. Verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan,
sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Ons sing nou saam lied 384, 176 en ook 177. Ons sing hierdie liedere, een na die ander. Pragtige liedere wat eerste lied gaan oor die woorde van die misdadiger langs Jesus aan die kruis, waar hy sê, Jesus, dink aan my wanneer jy in die ryk kom. En dan vervolg ons met die lied 176. Halleluja, U is koning, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles. En ons sluit dan ook af met lied 177, wat sê, Jesus is groot bo almal, hy is die sterke verlosser, hy is ons Here en Heiland, en hy is die reddende Here. Kom ons staan, en dan verheerlik ons die Here met die sing van hierdie 3 liedere. Wanneer die Here hierheen kom, Jesus, so dink aan my. Wanneer die Here hierheen kom, Jesus, groot bealmaar, sterke verlosser, magtige Liewe familie, liewe vriende, die dra kom nie minder as 3 keer voor in hierdie teks in Jesaja 46 nie. Hoor net hier. Julle vir wie ek gedra het van julle geboorte en wat ek vasgehou het vandat julle daar is, ook tot in julle ouderdom is ek die Here, tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak, ek sal julle vashou, julle dra en julle red. Dit is baie interessant, toe hierdie woorde die eerste keer geskryf is, toe is dit geskryf vir 'n klomp Israeliete daar in Babylon, wat in die ballingskap was, en hulle het kort tevore gesien hoe dit die vyande van Babylon die stad oorneem, en hoe dat die mense van Babylon wegvlug, en dan dra hulle afgode saam met hulle. En nou sê die Here in hierdie gedeelte vir hulle, kyk net bietjie daar, julle moenie hierdie afgode aanbid nie, julle dink hulle dra julle, maar op die ou einde, dan dra mense hulle, dit beteken niks nie. Dis die Here wat ons dra, dis ek wat julle dra. En as ons nou mooi hier lees, dan sien ons, hy dra ons deur ons hele lewe. Ons het gehoor,
dat hy sê, ek dra julle van julle geboorte af, van die begin af. Psalm 139 sê, daar toe ek begin is, het die Here my in my moederskoot aan mekaar geweef, kunstig aan mekaar geweef. Hy was daar aan die begin. En as ek gebore word, dan sien ons eintlik in hierdie gedeelte iets van 'n verpleegster wat die baba ontvang en wat met groot deernis en vir die kind help en versorg. Ook 'n pa, né, as hy die kind die eerste keer vat en hom dra met trots. So die Here sê, vandat jy gebore is, nog voordat jy gebore is ek al besig met jou en het ek jou gedra. En dan sê hy, ook tot in julle ouderdom sal ek julle dra. So ons kan ook sê, hy dra ons dan ook reg deur ons lewe. Jy weet, as ons die baba nou gebore is en die kind word groot, dan sorg die ouers vir die kind tot op 'n stadium. En dan moet die kind nou, jy weet, matriek maak of uit skool uitgaan en hy moet op sy eie voete staan en hy moet nou sy eie lewe lewe. Die Here sê, hy weet jy, ek dra jou ook wanneer jy groot word. Jy hoef nie bang te wees nie, al moet jy ook die lewe ingaan en op jou eie voete staan, ek sal by jou wees. Matteus 28 is altyd vir my so mooi, waar die Here sê, kyk, ek is met julle al die dae, tot aan die volëinding van die wêreld. Al die dae beteken, daar's nie 'n dag wat hy oorslaan nie. Daar's so baie mooi versie, ek kan nou nie onthou waar nie, wat sê, elke môre is die goedheid en die genade van die Here vir ons nie. Elke dag. Ek sal jou dra, ek is met jou tot aan die volëinding van die wêreld, beteken, solank die Here Jesus nog nie gekom het nie, as die son opkom, daai dag, dan het hy beloof, is hy ook by ons. So elke dag, ek sal met jou wees, al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Baie jare terug, toe my seun Danis klein was, hy was omtrent so 5 jaar oud, toe lees ek vir hom die vers in Hebreërs 13, vers 5, wat by die Here sê, ek sal jou nooit verlaat nie, en jou nooit in die steek laat nie. En toe vra ek vir Danis, hoe lank is nooit? En hy sê vir my, ek dink so 'n bietjie, hy sê, tot ek eendag oud is. Sê vir hy, Danis, dis nou, ek verstaan dat 'n kind van 5 jaar dink, nooit te gaan wees, tot jy eendag oud is, maar eintlik is hy verkeerd. Nooit beteken, nooit, ook as jy oud word, en ook na jy oud word, jy kind van die Here is, tot in ewigheid, sê die Here, sal hy ons nooit verlaat nie. So die Here dra vir ons deur elke dag van ons lewe. 'n Paar jaar terug het ek 70 geword, en toe moes ek ietsie sê daar, so vir die familie bymekaar is, en toe sê ek vir hulle, wie julle, as ek nou terugdink oor my lewe, dan moet ek sê, ek sou nooit, ooit gedink het om die skrip van my lewe, om die draaiboek van my lewe te skryf, soos dit regtig gebeur het nie. Ek sou dit nooit kon dink nie. Die wonderlike goed wat in my lewe gebeur het, nee, buitengewone dinge, wat die Here in my lewe gedoen het. Ja, die Here dra ons, hy dra ons reg deur ons lewe. En dan sê hy ook, hy is dieselfde, en dit is wat hy bedoel, as hy sê, hy is dieselfde, sê ek, nie soos ek in die begin met jou was, so sal ek ook derentyd by jou wees, ek sal jou reg ophou, ek sal jou staande hou. En nou kan ons miskien sê, maar wat nou as die dinge baie skeef gaan word in 'n mens se lewe? Wat nou as daar ramp of ellende of sulke goed kom? Dan moet ons onthou, het iemand gesê, die Here is nou al lank al besig met mense, vir eeue der eeue. En baie oorloë en rampe en verdriet het gebeur op hierdie wêreld, en hy het mense daar deurgedra. So die Here is by ons ook in ons lewe, reg deur ons lewe. En dan ook in die ouderdom, hoor ons hierso, hy sê, wanneer jou hare grys word en jy oud word, dan sal ek julle dra. Nou, dit is 'n moeilike tyd as 'n ou begin oud word, want jy word al hoe meer broos en sieklik, en jy het eintlik hulp baie nodig, en jy is baie afhanklik. Die Here sê, ek sal jou ook dra in jou ouderdom. En wanneer ek nou al hierdie dinge sê, familie en vriende, dan dink ek aan Tannie Susanne, hoe dat die Here ook vir haar gedra het, deur so baie jare. Wat 'n wonderlike skrip, kon sy nie skryf nie, nee. Ek dink sy sal ook kan sê, ek het by bo wat ek ooit gedink of verwag het,
het die Here my geseën in my lewe. En hy het daar nog gebruik ook, dis hoe wonder. Het gaan nie net oom Haan nie, maar hy het daar ook gebruik in ander mense se lewens. Dis die sin van die lewe mos. Dat ons lewe van betekenis sal hê. Maar weet jy, as ons nou mooi dink, dan sien ons die Here dra ons nie net van ons geboorte af en deur ons menswees nie, maar in ons ouderdom nie, maar ook deur die dood. Deur die dood. Psalm 23 vers 4 sê ons, al gaan jy deur 'n dal van doodskaduwee, hoef jy nie bang te wees nie, want ek is by jou. My stok en my staf, die vertroos jou. Ja, dal van doodskaduwee. Dis nie maklik vir geen mens om tot sterwe te kom nie. Maar ons as Christene weet dat die Here Jesus dat hy as dit ware, partykeer dink ek aan die dood as 'n tonnel, swart donker tonnel wat deur 'n mens moet gaan, vreesagtige tonnel. Maar Christus het voor ons gesterwe en hy het deur die dood gegaan en hy's opgewek in die ewige lewe. En nou glo ek, hy staan daar by die bek van die tonnel en hy sê vir my, hy sê, my kind, gee my jou hand. Ek was al hier deur. Jy hoef nie alleen deur te gaan nie. Ek stap saam met jou deur. Ek sal jou aan die ander kant uitbring. So sê die Bybel, as ons saam met Christus sterwe, sal ons ook saam met hom lewe tot in ewigheid. En dan sê die teks ook hierso, hy sal julle dra en julle red. Ons in die Nuwe Testament gelowig, as Nuwe Testamente gelowiges weet van die kruis van Jesus wat vir ons gesterf het, sodat ons die ewige lewe kan hê en sekerheid kan hê waarheen ons gaan. En dan hierdie ander gedeeltjie, net kortliks bietjie daaroor, is dit nie wonderlik nie, wat 'n soort lewe gee die Here vir ons, as hy vir ons sorg, hy gee vir ons 'n wonderlike, oorvloedige en 'n goeie lewe. Want hier word vir ons gesê, hier word vir ons Filippense 4:4-9, dis 'n goeie lewe. Ons het goeie verhoudinge met mense. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Dis 'n lewe van vriendelikheid en van vreugde. 'n Lewe van vrede. As ons bekommerd raak, dan het ons gebed, dan bring ons alles na die Here toe met gebed en smeking en danksegging, en dan sal die vrede van die Here ook in ons harte leef, wat die vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit is 'n goeie lewe wat die Here ons gee. En dan word hier ook gesê dat dit 'n lewe is waarin ons nie hoef te dink aan al die negatiewe goed en die verkeerde dinge nie, maar ons rig ons gedagte op dit wat mooi en goed en reg en regverdig en skoon en rein is. Dis 'n suiwer lewe. Dis die lewe wat die Here vir ons gee in sy sorg oor ons. En Paulus sê dan hier aan die einde, so opvallend, hy sê al hierdie dinge wat ek nou vir julle gesê het, kyk na my. Ek is vir julle voorbeelde aan. So Paulus los 'n legacy. Wat is dit in Afrikaans? 'n nalatenskap. Hy laat 'n nalatenskap daar. En ek dink vanmôre vier ons die lewe van Tannie Susan, wat vir ons almal 'n groot nalatenskap nagelaat het. Daar was een keer 'n kunstenaar, hy het 'n skildery geskilder van Jesus op pad op die Via Dolorosa, op pad na die kruis toe met die kruis op sy rug. En hy was vooroor gebuig en dit gelyk asof hy enige oomblik in mekaar kan sak. En as jy mooi gekyk het na die skildery, dan sou jy sien dat dit nie net die groot swaar balke was wat op sy rug gerus het wat hom vooroor gebuig het nie. Maar bo op die kruis het die kunstenaar mense geskilder. Mense, die Romeinse soldate wat hom gaan kruisig het, hy bo op hy kruis geskilder. Die Joodse rabbies wat hom ter dood uit hulle daar opgeskilder. Hy het daar jong mense opgeskilder, 'n verliefde paartjie, ou mense geskilder. En ek het nou nie die skildery gesien nie, maar ek dink, as jy mooi gekyk het, kon jy jouself ook daar gesien het. En die interessantheid was, dat die mense wat bo op die kruis gesit het, nie geweet het,
dat hulle gedra word nie. Ook nie geweet het wie hulle dra nie. So waar, die Here Jesus het gekom om ons te dra. En baie keer besef ons dit nie. Ons weet nie dat ons gedra word nie. Ons besef ook nie wie ons gedra het nie. Julle, wat ek gedra het, wat van julle geboorte af, en wat ek vasgehou het, vandat julle daar is, ook tot in julle ouderdom, ek is die Here, tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak, en ek sal julle vashou. Ek sal julle dra, en julle red. Ek vra nou vir Lisette, om vir ons 'n sangsolo te kom lewer, Pie Jesu. Johan en Ella was 'n geruime tyd in Nederland. Daar het hulle beleef hoe dat die Nederlanders by so 'n begrafnis of 'n uitvaart sekere simbole het, en hulle het besluit om vandag
ook so 'n simboliese voorstelling te doen, waar die kleinkinders na vore kom, en elkeen een van die kerse wat hier voor staan aan die brand steek, terwyl hulle ook 'n teksvers daarby voorlees, as 'n simbool ook van die afskeid wat geneem word van Tannie Susan. Kom ek vra dat Christine, Kobus, Stefan en Susan na vore sal kom, en dat hulle hierdie kerse sal aansteek een vir een en ook die teksverse lees. Ons wil ek net sê dat Jaco de Tooy ongelukkig nie vandag hier kan wees nie. Hy is in Nederland en hy kan ongelukkig nie hier wees nie. Sal julle na vore toe kom asseblief? En Susan. In Openbaring 2 vers 10 staan daar: bly getrou aan my tot in die dood toe, dan sal ek julle die lewe gee en dit sal julle kroon wees. Deuteronomium 10 vers 12. Die Here jou God vra net dat jy hom moet eer. Sy wil moet gehoorsaam wees, hom moet lief hê en dien met hart en siel. Jesaja 26 vers 3. Vir die wat 'n vaste verneem het, sal die vrede gee, Here, omdat hulle op U vertrou. Spreuke 3 vers 1 sê: My seun, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. As jy na die program kyk, sal jy sien dat ons nou kom by die rubriek Hulde en Herinneringe. En ek gee nou geleentheid vir Frik Nolte en vir Rita Luttig om na vore te kom en ook dit te kom doen. Daarna sal ons na fotobeeld en klank kyk en dan sal Johan de Tooy vir ons die bedankings doen. Liewe familie en vriende, graag bring ek die volgende huldeblyk aan my ma Susan Nolte. Wanneer iemand van ons weggeneem word, is dit soos 'n skip wat uitvaar. Jy staan op die strand en sien hoe die skip al kleiner en kleiner word. Wanneer dit oor die horison verdwyn, draai jy hartseer om en sê, nou is hy weg, en jy huil. Een mens is weg uit jou lewe en tog voel jou hele heelal dol leeg. Waarheen nou? Maar die lewe om ons sal bloot aangaan. Dit is wat die lewe doen. Wanneer 'n ouer sterf,
word iets binne jou ontwortel. Ten spyte van ons voorbereiding en ons ouderdom, is ons nooit werklik gereed wanneer 'n ouer sterf nie. Dit wikkel iets diep binne ons los en roep weer herinneringe en emosies op wat ons dink ons al lankal vergeet het. As ek my hartseer kan omskryf, ek mis nie my ma omdat sy nie meer hier is nie. Ek mis my ma vir wie sy was. Ek verlang na haar manier van dinge sê, haar handskrif, haar stem en haar lag. Sy het ook onvervulde drome gehad, teleurstellings oorkom en uitdagings trotseer. Sy het haar bes gedoen. My liefste mamma was in die laaste jare nie meer in staat om sinne bymekaar te sit nie. Sy het demensie gehad en ons gesprekke was maar in 'n een rigting. Ma se eens lewendige blou oë het aanvanklik van ons nog erken met 'n flikkering van bly wees, maar haar wakker intellek het geskuil agter 'n gordyn van dowwe onbegrip. Vir haar het ons soms 'n paar blomstele geneem en gedink aan hoe sy haar altyd verkneukel het in elke ding in haar tuin. Sy het altyd geglo, 'n mens moet altyd jou omgewing mooi maak, sodat jy mooi kan lewe. Soms wou ek die knop op die skootrekenaar sleutelbord inhou en die verbygaande tyd uitvee, dat dinge weer moes wees soos dit was. Maar hy dan berusting bevind in die woorde van Romeine 11, vers 34 tot 36. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Van ons het die afgelope weke mamma gaan groet, met die wete, miskien is dit die laaste maal. Ek het begin asem ophou, as ek na haar gekyk het en besef het haar tyd is besig om uit te loop. 'n Totale afsluiting het voor ons oë afgespeel. As ek gekyk het na ma se weerlose lyf, die verwronge hande in haar skoot en die oë wat eens gestraal het, die baba blou oë wat kon lag saam met haar hart, die lyfie wat eens sterk was en haar arms om my kon vou, die lyf wat alles kon doen, dan wou ek net 'n brief aan ma skryf en dankie sê, namens mamma se kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. As ons 'n brief aan mamma sou skryf, sou dit lui. Hoe kan ons begin om te beskryf wat mamma vir ons beteken het? Dankie vir 'n huis vol mooi herinneringe en liefde. Dankie vir sagte woorde en 'n tuin vol blomme. Dankie vir die voorbeeld van gee, die minste wees en 'n geloof in God. Ma het 'n diep verhouding met die Here gehad en ma se geloof was 'n inspirasie. Daarom my grootste les van my ma is dat ek trots is dat God my God is. Dankie vir huiskos, oggendskons en dae vol lag. Ma was maar een in haar soort. Sy wou altyd net die beste vir haar kinders gee. Wat mamma wonderlik gemaak het, is haar volledige en onvoorwaardelike liefde vir haar familie. Ons kan onthou die ferm lesse van die lewe. Ma het dit vasgepen. Ma het altyd die mooi in ander mense gesien. Altyd waardering gehad vir mense, al was die take wat verrig is hoe gering. Ma was geseënd met baie gawes en talente, wat mamma ten volle op verskeie terreine uitgeleef het. Ma was altyd 'n toonbeeld van grasie, elegansie, gasvryheid en 'n loyale vriendin vir ma se vele vriendinne. Ons dink met liefde aan die wonderlike tye en saamwees en is baie dankbaar dat mamma vir ons so lank gespaar kon wees. Mamma sal gemis word, maar nie vergeet word nie. Graag gou 'n kortliks al lewensgeskiedenis voor. Susanna Elisabeth Nolte, neef van 'n berg, is gebore op 28 November 1930 op Bethal in Mpumalanga. Sy het haar kinderjare op die plaas Kruisementfontein in die distrik Kinross deurgebring. Sy het haar daarna as onderwyseres op Tikkies in Pretoria bekwam. Sy het op 5 September 1953 met Steven Nolte in huwelik getree. Hulle het vir 21 jaar op die plaas Fairview in die distrik Heilbron gewoon en het 3 kinders gehad. Sy het daarna as weduwee vir 32 jaar in Tweedeland 4C Parys gewoon. Tydens die tydperk het sy tot haar aftrede by Parys Laerskool onderwys gegee. Haar laaste 17 jaar van haar lewe het sy in Sally-Martin Park Parys deurgebring. Na 'n lang en geseënde lewe van 93 jaar en 9 maande
het sy op 30 Augustus 2024 die rus van die ewige lewe opgesoek. In die woorde van Elisabeth Eybers uit haar Die aarde wandel: "Wag maar, ook jy sal slaap, wanneer die dood jou in die arms neem en vriendelik kus en soos 'n kindjie neerlê in sy skoot." Haar nagedagtes sal ons hart in ons harte voorleef, maar ons glo dat sy nou in vrede rus by ons Here. Graag haal ek die volgende gesegde aan: "We are in this time and place for a short time, to learn, to observe, to love, and then we go home." Ons weet dat God alles nou goed is laat meewerk vir die wat hom liefhet, en ons berus in die wil van ons hemelse Vader wat oor alles beskik. Openbaring 21 vers 6 en 7. Ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe, verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry, en ek sal haar God wees, en sy sal my dogter wees. Liewe vriende en familie, baie dankie vir julle vriendskap, liefde en belangstelling deur die jare. Ons waardeer julle teenwoordigheid. Dankie. Elaitjie, Johan, Frikkie, Liesel en al die kleinkinders wat vandag hier is, baie dankie vir die geleentheid om 'n laaste woordjie van afskeid aan Susan Nolte, julle mammie, julle ouma en my vriendin terug. Ek is nie vandag hier om haar goeie hoedanighede, haar prestasies wat sy in haar lewe behaal het, of alles wat sy in haar lewe gedoen het, bereik het nie. En ek wil dit nie besing nie, want sy is nie meer hier nie. Sy het hierdie wêreld gegroet, en sy hoor ons nie. Tydens haar 80ste verjaarsdag op 28 November 2010, het ek vir haar gesê: "San, ek wil nie wag tot jy eendag nie meer daar is nie. Wat ek vandag vir jou wil sê nie, ek wil dit nou doen. Jy's 'n rots, 'n Sefas vir jou kinders, jou kleinkinders en jou familie. Vir jou medemens is jy 'n brandende fakkel wat voorloop. Vir die kinders in die gemeente en in die skole is jy 'n mentor en 'n voorbeeld. Vir Suidgemeente was jy 'n bidder, 'n werker van formaat. Vir my is jy alles en 'n geliefde vriendin. Ek dank jou vandag vir wat jy was. En sy het alles veil gehad vir haar kinders, kleinkinders, en ek glo sy sou soos die voortrekker vroue kaalvoet oor 'n berg vir julle geloop het. Niks wat iemand vandag ten opsigte van haarself wil sê, kan sy hoor of daarna luister nie, want sy het alles agterlaat en vertrek na 'n beter oord. Ek wil graag vir julle sê, al die blomme, al die mooi briefies, al die mooi gesegdes, wat julle eendag op julle ouers se kuste wil lê, doen dit vandag. Moenie wag tot hulle nie meer daar is nie, want hulle hoor nie en hulle sien dit nie. En nou groet ek jou, Osan. Ek sal lied jou vir wat jy was, en ek eer jou nagedagtes, my liewe ou vriendin.
Kan jy dit gou vir my? Ek weet nie. Goeiemôre dames en here, baie dankie. Dit is vir my absoluut 'n voorreg om iets namens my ma te sê vandag. Jy weet, as 'n mens nou na hierdie pragtige Hildeblyk kyk, dan besef jy, sy was 'n besondere mens. Jy weet, soos julle seker gehoor het, ons het 'n paar jaar in Nederland gewoon en die Nederlandse het 'n pragtige spreek oor die dood en dit lui soos volg: Sterwen is die doven van het kers, maar niet de vernietiging van het lig. En ek dink dit som eintlik baie mooi vir ma op, dat haar kers is miskien vandag geblus, maar die lig wat sy voortgebring het, sal vir ewig wees. En ek dink mense kan dit sien, ook in die toesprake wat my groot vriend Frik en ook Tannie Rita gedoen het. Ek dink hulle het dit pragtig opgesom oor absoluut die lig wat sy vir baie mense was, net in die familie nie, maar ook in haar vriendskap. En ek wil Frik, Tannie Rita, baie dankie sê vir die pragtige woorde wat julle namens ons ma gesê het. En dan ook aan die kleinkinders, vir Stefan, Christine, Susannie, Kobus en ek dink as Jaco hier was, hy dit ook gesê het. Baie dankie vir die pragtige woorde wat julle namens ma gesê het. En ook as julle sien in die program, die pragtige Hildeblyk wat hulle ook geskryf het oor hulle ouma. Ek dink as jy dit deurlees, dan besef jy, sy was 'n besondere mens gewees. En sy het nie die lig vernietig nie. So ek dink ons moet vandag dankie sê, soos wat Dominee ook gesê het, vir die lewe wat sy gehad het. En die eerste persoon wat 'n mens eintlik bedank is die Here, wat vir haar hierdie wonderlike lewe gegee het op aarde. En ek dink ons wat Christene is, besef, dat as jy die Here as jou persoonlike verlosser aanvaar het, het jy die ewige lewe. Ja. Nou wat is die doel van die ewige lewe? As jy nog nie 'n stukkie hemel op hierdie aarde kan kry, voordat jy finaal hemel toe gaan nie. Hoe doen 'n mens dit? Jy doen dit deur die gemeenskap met jou vriende, met jou familie, met die natuur en alles. En ek dink ma was 'n sprekende voorbeeld van iemand wat 'n stukkie hemel op die aarde saam met ons almal beleef het. En ons wil vir die Here baie dankie sê, dat hy daardie voorreg aan ons gegee het. Ek dink ek wil graag ook vir Dominee Roux baie dankie sê vir die pragtige woorde wat hy gespreek het. Hierdie kerk is 'n besondere kerk van ma gewees. En ons wil hom baie dankie sê, Dominee, vir die pragtige woorde wat jy namens ma gepraat het. Ons wil ook graag vir Erna Rademan, Lizet Kombrink, Anthony Duffy, Theo Dan, Willem Wewe wat die video-opname behartig het, en dan ook al die draers wat opgetree het, wat ons ingekom het en ook uitgegaan het. Baie dankie sê vir die pragtige voorreg wat ons gehad het om hierdie besondere dag namens ma te beleef in hierdie kerk en die besondere bydrae wat julle gelewer het om dit 'n spesiale dag vir ons te maak. Soos julle gehoor het, ma was lank by Sally Martin gewees. Sy was van 2007 daar. Ons het baie kere vir haar gaan besoek. En ek wil vir Anne-Marie, Staffie, Magda en die personeel sê, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons gehad het, dat julle na ons ma omgesien het. Ek het baie keer vir Ella gesê, as ek daar wegry, is ek net baie dankbaar dat ma veilig is. Sy kry genoeg kos om te eet, die mense is lief vir haar, en jy kan nie as 'n kind meer vra vir 'n eenheid om dit aan jou moeder te doen nie. So Sally Martin, baie dankie vir alles wat julle vir ons ma gedoen het. Ek moet ook vir die Medikliniek personeel bedank in Potchefstroom, waar ma omtrent 3 weke was, voordat sy teruggekom het hier na Sally Martin toe. Dit was 'n moeilike tyd vir ons, om daar langs haar bed te sit vir baie dae, en ek wil dag vir Frik en Chrissy ook baie dankie sê, dat hulle ook ons gejoin het in daardie moeilike omstandighede. Dit was moeilike besluite wat moes geneem word.
Dit was nie maklik nie, maar ons het dit gedoen en baie dankie vir die personeel en die dokters wat na hom omgesien het. Vir Afbob, Jacques, baie dankie en jou personeel vir die pragtige diens wat julle vir ons gegee het. Toe maar daar in Pots gelê het ek baie keer met jou gepraat, en ons het nie geweet wat gaan gebeur nie, en jy het ons baie goeie advies gegee. Jy het so 'n kalm persoonlikheid en jy doen regtig eer aan die organisasie om so 'n persoon te hê wat ook na die belange van ons ken, wat maar baie emosioneel kan raak baie keer, maar baie dankie. Dit was 'n voorreg om jou te geken het en baie dankie vir alles wat Afbob vir ons gedoen het. Ella het my ook net gevra dat, weet sy, nou maar die laaste 7 jaar hier gelê het ons nie 'n plek eintlik gehad om te bly nie. En ons wil baie dankie sê vir Hermine, wie se huis net oorkant was, en dan Lietjie ook, wat soveel kere vir Ella huisvesting gegee het, as sy vir haar ma kom besoek het. Dit was ons 'n voorreg gewees, en baie dankie dat julle altyd julle huise vir ons oopgelaat het, en veral vir Ella, om te oornag, of net daar te wees as sy haar ma kom besoek het. Dan wat die verversings betref, wat ons later sal deurgaan na die saal toe, en ook die blomme. Ek dink, in die eerste plek, veral vir die pragtige saal wat julle nou sal sien as julle daarin gaan. Annetjie en Choppie ter Blanche en Benita en Henk. Ja, mense, ek kan nie vir julle vertel, die werk wat hulle ingesit het om hierdie plek so mooi te maak. Hulle het nog 'n ander funksie vandag. So aan julle 4, vreeslik baie dankie vir die werk wat julle gedoen het, en regtig, dit lyk pragtig, en julle sal sien as julle ook daardeur gaan. Maar dit is nie net die verversings nie, soos julle kan sien, hier's 'n pragtige ryker, hier's 'n ryker op die kus. Julle kan seker dink, wie daai mooi ryker aan die linkerkant gedoen. Ellaitjie. So ek wil graag vir almal baie dankie sê wat gehelp het met die blomme en ook die voorbereiding vir die kos. Teresa Malan, Stef Borcherds wat die pragtige ryker gedoen het, Sita wat vir Ella verskriklik ondersteun het gister en vandag, Christine de Klerk, Martie, Jenny wat ook baie gehelp het, baie dankie vir die pragtige hulp wat julle vir Ella gegee het om hierdie dag 'n gereëse sukses te maak. Ek dink dan, as ek kan afsluit, wil ek graag vir elkeen van julle wat hier sit baie dankie sê dat julle gekom het en dat julle hulde aan ons mag gegee het. Ook aan mense wat digitaal ingeskakel is, baie dankie ook soos ek gesê het vir jou bydrae. Ons waardeer vir die mense wat digitaal ingeskakel het en ook hierdie pragtige dag met ons gedeel het. Maar vir elkeen van julle, ek dink elkeen van julle wat hier sit, kan eintlik na vore gekom het en iets oor ma gesê het. Daai helderheid en daai lig wat sy in ons mense se lewe gebring het, kan elkeen van ons wat hierso sit getuig, en ek dink daarom is julle ook hier, om ook hulde te blyk aan haar. En as ek dalk iemand vergeet het, maak ek verskoning daarvoor, maar baie dankie vir julle teenwoordigheid, en ons waardeer dit ontsettend. Ek wil net afsluit, ek het nou baie mense bedank, maar ek moet tog weer eens vir Ella baie dankie sê. Sy was maar die dryfveer van alles gewees. Sy het baie opofferings gedoen. Sy het soveel jare saam met ma geloop. Sy het soveel dinge vir ma gedoen, en die funksie wat julle vandag hierso sien, is 'n weerspieëling van die liefde wat sy vir haar ma gehad het. So Ella, baie dankie vir alles wat jy gedoen het vir ma. Ek dink ons as familie waardeer dit verskriklik baie, en ons is baie bly daaroor. Ook Chrissy, jy en Frik, wat ook baie, en al die kleinkinders en almal wat dit ook gedoen het, ek wil julle ook besonder dank. So, dit is dit, dames en here, baie dankie nogmaals, en ek wil net afsluit finaal, om ook vir my baie dankie te sê, baie dankie. Johan. Vriende, ek wil vra dat ons nou almal sal staan
Want ek wil nou as 'n laaste huldeblyk ook die begrafnisbrief lees. Kom ons staan. Die begrafnisbrief vind jy ook daar in omflet op die tweede bladsy. Met respek en bewondering vir haar jarelange optimisme, onwankelbare geloof, onkreukbare karakter en moedige stryd om by ons te bly, wil ons met dankbaarheid en met berusting meedeel dat ons afskeid neem van ons allerliefste ma, besondere ouma Grootjie en sorgsame vriendin met haar laaste lewensreis na die hemel. Sy het met elke voetspoor in die woord van God geloop vir 93 jaar en 9 maande. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U weet, U wat ons ken, weet hoe moeilik hierdie oomblik van afskeid vir ons is. Ons glo egter dat die dood nie die einde is nie en dat sy reeds by U is. Daarom wag ons op U troos wat ons volgens U belofte sal dra. Sy was vir ons kosbaar, maar ons weet U liefde sal ons steeds van dag tot dag dra. U is die lig, U is die brood wat die lewe gee, U is die fontein van lewende water. In hierdie tyd is U ook ons bron van troos en hoop. Amen. Neem asseblief die plekke weer in. Ons gee geleentheid vir Lisette om vir ons te sing Time to Say Goodbye. Sono sola, sogno all'orizzonte, mancano le parole. Se io sola e tu sei qui con me, like I sole. Se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrata per strada.
Nou oorbeweeg na die gedenkmuur en ek lees die name uit van die draers wat hier by die kerk opgetree het. Hulle sal die span wees wat gaan oorneem daar by die voordeur en hulle sal verder dra tot ons daar by die gedenkmuur kom, maar hulle was of is Frik Nolte seun, Johan de Tooy skoonseun, Kobus de Tooy kleinseun, Stefan Nolte kleinseun, Kobus Markgraaf kleinneef en Koos Miller kleinneef. Nou, die draers wat nou hier gaan optree by die kerk en ek vra dat as ons hulle name uitlees, dat hulle na vore sal kom en hulle plek hier sal inneem hier voor asseblief. Ella de Tooy, dogter, Chrissy Nolte, skoondogter, Susan Conradi, kleindogter, Christine Jordaan, kleindogter, Martie Markgraaf, kleiniggie en Arina Muller, kleiniggie. Ons vra dat u nou sal staan en ek en Jacques sal voort uitstap, dan volg die kus en dan kan u na die kus ook, en die familie dan daarna kan u ook oorbeweeg na die gedenkmuur toe.